die nuus vanaand, die minister van Hoër Onderwys, Dr. Nobuhle Nkabane, staan behoorlik bond oor haar opmerkings aan die parlement oor CETA-aanstellings. En 'n dieretuin in Duitsland dink kreatiewe planne uit om die diere af te koel. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die minister van Hoër Onderwys, Dr. Nobuhle Nkabane, het teruggekrabbel nadat die DA 'n strafregtelike klag teen haar gelê het omdat sy vir die parlement gejok het. Sy sê haar opmerkings oor wat sy bestempel het as 'n onafhanklike paneel wat haar gehelp het om die voorsitters van die sektorale onderwys- en opleidingsowerhede aan te stel, moet in konteks gesien word. Dit het vroeër aan die lig gekom dat van die paneellede bande met haar departement het of gehad het. Die DA het ook 'n klag by die etiekkomitee en die openbare beskermer gelê om te bepaal of sy haar amptseed oortree het. Die IFP het intussen 'n beroep op Nkabane gedoen om te bedank, aangesien daar nie meer vertroue in haar as minister is nie. 'n maand gelede het die vuurwerke tussen Nkabane en LPS geklap oor die name van die paneellede. Nie net was dit onwaar dat advokaat Terry Mutau die voorsitter van die paneel was nie, maar dit het intussen ook aan die lig gekom dat van die ander paneellede bande met die departement het. Die minister hou egter vol dat konteks belangrik is. I think where we are missing it is the context. When you say independent, you can say in different context. So when I meant independent, I meant they do not have any personal benefits, they do not have any direct interest on the process, and they meet the expectations, and they are experts in their own right, and they are professionals. Die DA weier om die begrotingsredes te steun van departemente wat gelei word deur ministers wat by korrupsie betrek word. I'm not presenting a budget for Simelane family, no. I'm presenting a budget which is supposed to serve the people of South Africa. So I'm not sure if it is a wise thing to personalize a budget. Nkabane sê sy sal alle vereiste korrespondensie oor die CETA-sage aan die parlement se etiese komitee voorlê voor die sperdatum verstryk. Zelene Merrington, SAK nuus, parlement. Die minister van Vervoer, Barbara Creecy, sê haar departement streef daarna om die VN-teiken te bereik om padsterftes teen 2030 te halveer. Sy het die departement se begrotingsrede in die parlement ter tafel gelê. Statistieke van die departement dui daarop dat padongelukke jaarliks sowat 12.000 lewens eis. Die departement van vervoer sê padsterftes in Suid-Afrika kos die land jaarliks tot soveel as 200 miljard rand. To ensure greater safety on our roads and reduce the devastating toll road accidents have on lives and livelihoods, we aim to reduce road fatalities by 40% by 2029, so we reach the UN target of halving road accidents by 2030. Sommige van die oppositiepartye voer aan dat die begroting nie die belangrike sake waarmee gewone mense te kampe het aanspreek nie. We also reject the 40% increase in the fuel levy, which will bring more suffering to citizens, impose huge transport costs, and cause serious damage more than even the proposed VAT would have done. We see no plans or evidence in this budget that seeks to revive Transnet and to get many trucks off our roads. How many more lives must die on the roads in order for this department to act decisively to save our people? Volgens die departement is die hervorming van die padongelukke fonds daarop gemik om die fonds se finansiële gesondheid te herstel en spoedige vergoeding aan slagoffers te verseker. We have committed to halving road fatalities by 2030, and encouragingly, our efforts are beginning to yield measurable results. In the first 5 months of 2025, fatal road crashes have declined by 8% and fatalities have decreased by 9% compared to the same period last year. Honorable Bloss is now not here. These are not just statistics. They represent saved lives. Die departement sê ook dat die Suid-Afrikaanse lugdiens tans 'n gewaagde roete-uitbreidingsstrategie volg om sy streeks- en wêreldvoetspoor te versterk.
Die diens word onafhanklik sonder reddingsboeie bedryf, terwyl dit steeds op soek is na 'n strategiese vernoot. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, sê die party is positief na sy besoek aan die VSA. Hy het konferensie in Kempton Park aan die Gautengse Oosrand gehou om terugvoering te gee oor hulle 10 dae lange besoek aan Amerika. Mulder het die besoek van president Cyril Ramaphosa en sy afvaardiging in Mei aan die VSA en hulle vergadering met president Donald Trump as voortydig bestempel. Daar was nie in een gesprek, iemand wat gedink het dat daardie gebeure in die Oval Office tot Suid-Afrika se voordeel was. Dit was gesien as 'n fiasco, as 'n verleentheid, en ek gaan nie in die detail ingaan nie, maar ek kan julle verseker dit kon erger gewees het. Volgens Mulder is hulle nie Amerika toe om te gaan kla nie, maar om hulle kant van die storie te vertel. Hy sê die Amerikaanse regering het sekere voorwaardes aan Suid-Afrika gestel. With regard to farms, farmers, black and white, doesn't matter. With regard to workers in the rural areas, there is an insistence, a condition that the United States Trump administration wants the South African government to proclaim that as priority crimes immediately, and that it should be investigated, all incidents by the Hawks or some institution on that level. That was the first one. Mulder sê beweringe deur sekere groepe oor 'n wit volksmoord in Suid-Afrika, wat ook deur die Amerikaanse president gemaak is nie bespreek nie. Before we left, we said to each other, we should expect to be asked in the United States about genocide. Interesting enough, we were not asked that question. No way, not once. And I would say it depends on what your definition of genocide would be. Mulder sê hy het nie die 50 wit Afrikaners ontmoet aan wie Trump vlugtelingstatus in Amerika toegestaan het nie. Hy het bevestig dat hy president Cyril Ramaphosa binnekort sal inlig oor die besonderhede van die besoek. Die polisie en nie-regeringsorganisasies het die belangrikheid daarvan uitgelig om so gou moontlik aan te meld wanneer 'n kind of kinders vermis word. Dit volg na die onlangse ontvoering van die 9 dae oue baba Shamar wat by die Middestad Mall in Bellville ontvoer is. Shamar is binne 2 dae teruggevind en is nou veilig tuis. 'n 37-jarige vrou sal môre in die Bellville Landdroshof verskyn in verband met die ontvoering. Nadat die ontvoering aangemeld is tegnologie ingespan en gemeenskapsbewustheid geskep wat saam daartoe bygedra het dat die baba gevind is. Die polisie sê kringtelevisie en akkurate inligting van die gemeenskap het tot die deurbraak gelei. The use of technology was actually the most important part of this whole, because we could track the suspect from getting into an e-hailing, using the CCTV cameras of the city to where the baby was found. Die ontvoering van babas in die Weskaap kom selde voor, ondanks daarvan maan die polisie dat ouers waaksaam is. Nie-regeringsorganisasies waarsku dat die ontvoering van kinders dikwels met mensenhandel verbind kan word. The big question is, of course, why do people take babies, especially those young babies? We have had cases already in the past where we've had a woman who took a baby because she lost the baby but never told anybody that she had a miscarriage. Volgens Missing Children Suid-Afrika is daar geen tydperk wat moet verstryk voordat 'n vermiste kind aangemeld word nie. Ons vra asseblief dat mense dadelik, dit is baie belangrik om 'n saak dadelik te rapporteer, dat ons as Missing Children Suid-Afrika en die polisie kan intree en binne daai 24 tot 48 uur periode daai kind of persoon terugkry. Dit is verskriklik krities dat ons daai tydperk het wat ons het om daai kind in terug te kry. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Iranse president Masoud Pezeshkian het wetgewing bekragtig waar volgens alle samewerking met die internasionale atoomenergieagentskap opgeskort word. Volgens Iran sal die opskorting geld totdat die land se soewereiniteit, gebiedsintegriteit en die veiligheid van sy kernfasiliteite en wetenskaplikes gewaarborg is. Dit volg nadat Israel op 13 Junie lugaanvalle op Iran se kernaanlegte
en militêre terreine afgevuur het. Senior bevelvoerders, kernwetenskaplikes en tientalle burgerlikes is in die aanvalle dood. Intussen is daar op 24 Junie op 'n skietstilstand ooreengekom. Die Israeliese weermag sê hulle tydens 'n operasie in die suide van Sirië op 'n terreurgroep toegeslaan wat deur Iran bedryf word. In 'n verklaring sê die weermag hy werk daaraan om die verskansing van enige terroriste-elemente in Sirië te ontbloot. Reuters kon egter nie die datum waarop die beeldmateriaal van die operasie vasgevang is onafhanklik bevestig nie. Israel wil betrekkinge met Sirië herstel. Intussen het die VSA verskeie sanksies teen Sirië opgehef. 'n Kuslaagdrukstelsel wat meteoroloë as 'n bomsikloon beskryf, het Australië se suidooskus oornag getref. Bome is ontwortel en kraglyne is beskadig deur 'n sterk wind. Aan die kus van die Suidwallis bereik golwe hoogtes van tot 12 meter. Tientalle inwoners moes hul huise ontruim en meer as 35.000 mense is sonder krag. Ongeveer 1 maand se reën het binne net 6 uur in sommige streke uitgesak. Weerstoestande sal na verwagting vererger voordat die stelsel oor die Tasmansee sal beweeg en Nieu-Seeland donderdag sal bereik. Ekonomiese nuus volg net hierna, bly by ons. Inflasieverwagtinge vir die res van die jaar het vir die eerste keer in meer as 4 jaar tot minder as 4% gedaal. Dit is 'n bewys dat die land se monetêre beleid die gewenste uitwerking het. Die jongste opname van die Buro van Ekonomiese Navorsing het bevind dat sakelui, vakbondverteenwoordigers en ekonomiese ontleeders 'n gemiddelde inflasiesyfer van 3,9% in 2025 verwag. Dit is af van die 4,4% wat in die eerste kwartaal voorspel is. Die daling volg te midde van 'n daling in die inflasiesyfer van 3% in Desember verlede jaar tot 2,8% in April vanjaar. Ondanks laer verbruikersinflasie voorspel deelnemers aan die opname hoër salarisverhogings. Hulle voorspel verhogings van 4,9% vanjaar en 5,1% volgende jaar in vergelyking met 4,5 en 4,8% in die vorige jare. Also, the government have now settled their wage agreement for this year at 5.5%, and that is a key indicator for other firms in the economy to anchor their own wage agreements. So that's perhaps another reason why wage expectations were increased a little bit. Die bevindings van die opname is een van die faktore wat die Reservebank se monetêre beleidskomitee in ag neem wanneer hulle oor die repo-koers besluit. Die Buro vir Ekonomiese Navorsing sê 'n verandering aan die inflasieteiken sal 'n positiewe stap wees. Die 3 groepe wat aan die opname deelgeneem het, is egter meer pessimisties oor die land se ekonomiese groei. Hulle verwag dat die bruto binnelandse produk vanjaar met slegs 0,9% sal toeneem in vergelyking met hulle vorige voorspelling van 1,2%. Die voorsitter van die Nasionale Loterykommissie, Bani Pityana, sê tensy die howe anders beslis, sal Sizekaya Holdings vanaf 1 Junie volgende jaar die nuwe lisensiehouers van die Nasionale Lotery wees. Die huidige operateurs, Ituba Holdings, het hom tot die hof gewend om Sizekaya se aanstelling te stuit. Intussen sê die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, indien die teenkanting oor Sizekaya se bod voortduur, sy departement 'n moontlike volgende beheer sal oorweeg. Pityana sê hy verkies dat die howe beslis oor die NLK se aanstelling van Sizekaya Holdings as die nuwe lotery-operateur. Hy het ook benadruk dat dit die minister se besluit was om die tender van 180 miljard rand aan Sizekaya toe te ken wat vanaf 1 Junie 2026 tot 2034 sal duur. The minister has made his decision, and that decision holds until it is stopped by the courts, at least. And that decision holds, and or until the minister has reason to believe that the preferred bidder is who has signed the contract, by the way, is no longer able to satisfy what is required of them.
Mutau het verlede week aan die parlementêre komitee oor handel, nywerheid en mededinging gesê dat sy departement die proses sal volg om 'n volgende beheer te kry indien hy moet. We haven't discounted the possibility of getting to the next bidder if for any reason there are significant question marks on the first bidder. And that's why the process allows us to go to the next bidders and we'll be able to get there at that point. Beweringe van botsing van belange waarin die adjunk-president Paul Mashatile en sy skoonsister advokaat Kumo Bogatsu betrokke is, het ook die toekenning van die 4de nasionale lotery lisensiehouer verleng, nadat die minister onderneem het om ondersoek in te stel. Die voorsitter van Sisekaya Holdings, Moses Tembe, het die beweringe ontken en sê die maatskappy het op 'n regverdige wyse en weens sy vaardighede die tender gekry. Advocate Bogatsu is an ordinary South African who is fully entitled to pursue any legitimate commercial interests. Business prejudice towards children and family members of the politicians is unfair. Intussen wend Ituba hom na die howe en sê hy verwerp Sisekaya se aanstelling. Oor die moontlikheid om 'n staatsbeheerde lotery op die been te bring, het Tau gesê dat dit die roete is wat die land moet volg. Hy het ook aan die portefeuljekomitee genoem dat dit nie tydens die bodproses in berekening geneem is nie. Kom ons kyk na die markaanwysers so sportgelede om 8:00. Bly gerus ingeskakel, die sportnuus en môre se weer volg net hierna. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het bevestig dat die borgskap ooreenkoms met Sasol vir die nasionale vrouespan en die semi-beroepsliga beëindig is. Die 16 jaar lange vennootskap het amptelik op 30 Junie verstryk en is 'n verlammende slag vir vrouesokker in Suid-Afrika. Sasol sê hulle wag vir terugvoer van SAFA vir 'n moontlike hernuwing, maar wou nie sê of daar voorwaardes daaraan verbonde is nie. Die petroleummaatskappy is reeds vir 2 dekades sinoniem met vrouesokker in Suid-Afrika, met 'n borgskap van nagenoeg R30 miljoen per jaar. Banyana het in die tydperk aan 2 FIFA wêreldkampioenskappe en 2 Olimpiese spele deelgeneem. Banyana is in 2022 vir die eerste keer na 13 probeerslae as die Afrika Vrouwenasies kampioene gekroon. But if you had looked in the previous months in terms of how they've been, where they've been, and how they've been performing, it shows that we've been investing in these teams. Where does the money come from? One has to wonder. So we've been digging very deep in our pockets to ensure that our under-17 girls and boys are participating in the various tournaments, COSAFA, at COSAFA level, at CAF level, and also at FIFA level. At under-20 level, exactly the same thing. And if you look to the successful federations in Europe and elsewhere in Africa, is that they use a simple formula that a certain percentage of whatever winnings come then goes to the team, and the teams are paid their daily allowances, which is something that we are putting forward as a proposal. Verskeie ander SAFA-borgskappe kom die jaar tot 'n einde. En ten slotte, in Duitsland was dit vandag die warmste dag van die jaar tot dusver. Maksimum temperature van tussen 34 en 38 grade is in groot dele van die land aangemeld. In sommige plekke het die kook tot 40 grade gestyg en moes mens en dier kreatief te werk gaan om bietjie af te koel. 'n Dieretuin in Karlsruhe het alles so ontwerp dat dit die diere deurentyd lafenis kan bied. Die meeste hou daarvan om in en om die water af te koel en daar is oorgenoeg skadu in al die kampe sodat hulle self kan besluit of hulle binne of buite wil wees. Omdat ysbere nie kan sweet nie, moet hulle altyd die geleentheid hê om te kan afkoel in 'n swembad of 'n plonspoel. En al is die binneshuise omheining omtrent 15 grade koeler, is die ysbere meestal buite. In die natuur is elke dag 'n oorlewingsstryd vir diere. Daarom moet 'n dieretuin altyd probeer om hulle iets ekstra te bied
om hulle besig en adequaat te hou. Afkoeling kan soms 'n goeie aktiwiteit wees. Mis ons die afkoeling nou in hierdie koue. Dis al van my kant af. Môre aand is ons weer terug 8:30 hier op S3. Geniet die res van die aand. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, enkel tot verspreide buie kan voorkom in die Weskaap, asook 'n koue front wat weer deurbeweeg van die westelike dele. Enkele buie kom deel in die grootste dele van die Noord-Kaap, asook in dele van die Wes en in die Oos-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word in die binneland, asook aan die kus. Kom ons kyk na môre. Oggendmiskole kan verwag word in die westelike dele van die land en dit kan sig belemmer. Daar's ook wyd verspreide buie wat verwag kan word in die noord in die westelike dele van die land. Dit kom grootliks vir die Weskaap asook in die Noord-Kaap. Verspreide buie kom ook vir die sentrale dele van die land. Sneeu kan ook verwag word in dele van die Oos-Kaap en in Lesotho. Kom ons kyk na die waarskuwings wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir winderige toestande wat grootliks voorkom in die Noord-Kaap. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir môre vir ewige donderbuie en dit kom voor in die Oos-Kaap. Winderige toestande kan verwag word in die Vrystaat, Noordwes asook in die Noord-Kaap. Swaar reën kan verwag word in die Wes-Kaap en dit kan lei tot kutsvloede, so wees asseblief versigtig. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. 'n Koel dag kan verwag word in Gauteng. Pretoria het 'n minimum van 6 met 'n max van 20. Johannesburg se maximum is 19 grade. Vereniging se maximum is 18. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande, ander koel tot warm. Bella se minimum daar is 7 met 'n max van 22. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestand in die westelike dele van die provinsie, ander dit sonnig in die grootste dele. Dit is ook koel tot warm. Sekunda het 'n minimum van 4 met 'n max van 30. Ermelo het 'n minimum van 2 met 'n max van 17. In KwaZulu-Natal 'n sonnige dag kan verwag word, ander dit 'n koel. Pietermaritzburg het 'n minimum van 3 met 'n max van 24. Durban se maximum is 25. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande en dit is ook koud in hierdie provinsie. Grawery-Net se minimum daar is 11 met 'n maximum van 19 grade. Makana se maximum is 22. Willowmore se maximum is 16. In die Wes-Kaap onthou die winderige toestande wat voorkom, asook die wyd verspreide buie wat kan voorkom en dit kan lei tot kutsvloede, so wees asseblief versigtig. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Vredendal en St. William se maximum is 16 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander koud. Appington se maximum daar is 16, asook Kuruman. Terug in die binneland in die Vrystaat gedeeltelik bewolkte toestande, asook enkele buie wat voor kan kom. Bloemfontein het 'n minimum van 6 en 'n max van 19. Vicksburg se minimum daar is 2 met 'n max van 17. Bethlehem se maximum is ook 17 grade. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolkte toestande wat verwag kan word in hierdie provinsie. Dit is koel. Rustenburg se maximum is 21 grade. Mahikeng se minimum is 9 met 'n max van 22. Vryburg se maximum is 21. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.